Ja, hartlike goeie kijkers. Welkom terug hier by ons by die Rugby Kamels. Dankie dat julle altyd hierdie tydjie op 'n Vrydag aan afstaan om in te skakel by die Rugby Kamels op 'n Vrydag aand. Laat my eers toe om vir ons borge baie dankie te sê wat altyd hierdie aand vir ons moontlik maak. Monspar hier van Montigidan Basstraat. Mense het geskuif van die ou plek langs Shoprite af. Hulle is nou hier by die garage oor die pad. As jullie niet weet nie, gemaak het draai daar bij om Jaak, Njala van Monspar. Dan Esther en Bastra daar van Mr. Robbie McAlpine. Dan Linda's Guesthouse. Ik denk hierdie mannen moet hulle vandaan geslapen daar bij Linda's Guesthouse. Maar volgende keer als er weer mondikie toe komt, zal ik zorgen dat Otto daar voor een rail, dat hulle bij Linda's Guesthouse kan gaan slapen. Mannen, dat is baie lekker daar, zwembad, jacuzzi, alles daar. Ik weet nog niet of jullie gaan oorslaap niet, maar jullie oorslaap moet jullie eigenlijk daar geslapen. Dan wil het voor Roxy Bar ook daar van Tage baie dankie sê. Vir sy borskap, Zolis Ina van Omaris in. Joa Agri van Omhone en Omjota daar van die Koe. Fullhouse Basstraat. Avalon Springs. Weer meetmaker daar van Werner. Die man het altyd zorg dat ons altijd op een vrijdag aan een lekker versnapping het. En dan ons grote Kanako Sportwear. Baie dankie manne vir julle so altyd en vertrou. Die Rugby Kamels ondersteun ons hier by Rugby Kamels, waardeer dit opreg. En ek sien ook van die manne wat hier by ons sit, van ons gaste, dra ook Kanako, so Kanako, om Walmart kan sien, jy travel fair met die klere. So keep up the good work. Vanaand ons hier die manne al die pad daar van Heidelberg. Baie van die manne sal van Mondikie ken, het in Mondikie self rugby gespeel in die SVD jare. Hier teen Athletic en teen Villiers Montikie. Maar nietemin, ek gaan daardie meneer daar aan die verste kant vra om hom voor te stel en sy rol te verduidelik. Wat is sy rol by Heidelberg Rugby Club? Nancy, ek is Isel Roberts. Ek is 'n oudspeler van Heidelberg Rugby Voetbalklub en het deel gevorm van 'n nuut gestigte komitee wat dan nou as 'n borg bekend staan. Ja, ek is die ondervoorsitter van die borgskap en langs my sit die voorsitter, Mr. Wayne Phillips. Ja, ek is net 'n verteenwoordiger vanaand hier. Baie dankie Mr. Wayne Phillips. Dan sê kijkers, ek is Wayne Phillips van Heidelberg, die voorzitter van die committee, die opbouw van Heidelberg voetbalclub, aangenaam. Dan is die man sê, hy is die grote, hy is die baas van die plaas. Hy gaan hem ook voorstellen aan julle. Goeienaand kijkers. Ja, ek is die oudspeler van Heidelberg Rugby Voetbalclub. En ek is eigenlijk die aangestelde voorzitter. Ik hoop ons gaan die eigenlijk zomaar lekker genieten. Ja, nee, ons gaan definitief. Ja, kijk, ons gaan begin by hierdie menere. Hierdie menere speel in 'n baie interessante en 'n baie groot toernooi. Volgende naweek, soos ons het ken, die Easter weekend, speel in die Imran Patel Community Cup. Daar in die kant van George, is ek reg? In George, ja. Hierdie menere is ook al 'n tweede jaar wat wil deelneem aan hierdie toernooi. Ek gaan by die voorsitter begin. Die voorsitter het vir my gesê, ek maar vir hom en vir Mr. Wayne die meeste vrae vra. Ek maar nie, daardie meneer is 'n man wat al op die groot verhoog was. Hulle twee met die meeste blootstelling kyker. So, ek gaan by die voorsitter begin. Meneer die voorsitter, die klub, toe u nou die leiders oorneem by Heidelberg Rugby Club, kan u vir die kykers sê hoe lank is u nou al die voorsitter van die klub? En wat is u se visie vir 2026 by Heidelberg Rugby Voetbalklub? Dankie. Eerstens, ek het ons het oorgevat in die begin van die jaar, laat jaar November as ek het sê. Algemene jaarvergadering. En soos wat almal seker sal sê, daar moet 'n verbetering kom. En dat my visie is om eenheid te bewerkstellig in die klub en
'n dissipline vlak wat skrik vir niks. Soveel so dat ons beste sal lewer met 'n gedissiplineerde en jong span. En ek glo ons gaan die hoogtes bereik. Ons het reeds goed begin. En ons sien uit. Ons sien uit na die komende jaar. Je weet zelf, ons het 4 jaar het ons finale gespeeld. Ek weet van dit, ja. En ons het nog gepraat, die pad, ek en die mannen, ek sê vir die mannen, ons moet die cyclus nou breek op die 5de jaar. Met dit wat ons al reeds vermag het in die begin. So, my visie is dat ons die sukses gaan behaal wat ons in die vorige jare nie kon. Wat u nou sê, u sê u vir die afgelope 4 jaar julle die finaal gespeel met sukses of sonder sukses het julle die finaal of nie gewen nie, want u sê dat u wil hierdie jaar wil u dit verbeter in daardie om die trofee vas te hou van die SVD Unie. Ja, nee, ons moet die 4 jaar sê ons visie is om hy beter jaar te vat. Jaar is eintlik ons beurt. Ja nee, elke klub kry sy beurt om haar trofee vas te hou. Dit is 'n gesogte trofee om vas te hou. En jy kan sien dat u sien uit om teen die einde van die seisoen daardie trofee in die lug te hou en vir die manne te sê well done guys. Mr. Wayne, kan u so beskrywing gee daar vir die kykers? Ek dink mense daar in Heidelberg is ingeskakel en hulle wil baie graag hoor die komitee wat u op die been het vir die klub, die doel en die visie wat u het as komitee vir die klub. Ek dink dit is seker meer vir die spelers, seker om die spelers in die hand ook te vat. Correct, ja, ons het gestap voor hierdie jaar 2025. Ons is ook goed mannen wat Johan Dien was bezig. Mannen wat echt gedrink het en ons is op die oomlik 8 en een van ons drink nie. Well done. Ja, so die komitee doen nie net goed aan klap nie, maar aan ons self ook. Ons werk ook aan ons self, ons stik mekaar en so aan, so bijvoorbeeld, ek kan 'n voorbeeld maak van my grootste motivering vir die komitee as voorsitter is meneer Sidney Williams. Daarom sê hulle vir hom aan, wat ek weet hoe was hy gewees en hy sou dan en so en die verbetering wat hy in sy lewe sien en soos hy ook gesê het van sy kinders wat nou so lief is om rondom en hy het dit ken nie, want ons was mos nou verdrink en so, ek het maar net een voorbeeld en belief. Nou, in een baie daarover. Uitbrei nie. Ek wil net aansluit by die voorsitter voor die Heidelberg die klub se stand nou, hy is gekies en ek het hom in 'n jaar en hy is stasie of jou voor by Heidelberg die stasie ek het dan hy dink was het vir hom gestem en hy het gewen by die verkiezing en ek dink hy doen 'n goeie job. Ek is ook op die bestuur, dat is ook om ek weet waarvan ek praat en ek dink ons het 'n rekord by die aansluiting. Het was die eerste keer in die tydjie wat ek van weet en ek het ook met die oud gepraat dat ja, 150 lede aangesluit was. Wow. Voor die liga nou begin het. En die lyn wat hy getrek het, daar was 'n speler speel voor hy nie aangesluit het. Of hy nou die gebore was of uit sy eie sak uit, maar sy aansluiting die dissipline begin en dit was baie goed en ek dink die bestuur self doen goed. Ons begin so met daar so byvoorbeeld Tjalmar skool, ja, hy vrou is sy's aan die brand. Ek dink die voorsitter kan net iets afsê, dat ek hier nog voor hy sê dan is hy daar. Agnes Beavers, alles aan die brand Elise. As hy nie medic is hy dan, is sy sommer daar op die veld ook medic. So ek dink almal wat daar is, daar is om my baie voering te vat. Verstaan en om te kom na die spelers toe, ja, ons is daar vir hulle. Ons is soos ek vir die manne gesê, die is die tyd dat ons leities moet blootstelling kry en ek en Romano, we kyk van die directeur van die Ibrahim Patel,
ons het nou begin in kontak kom en ons het besig hy het 'n goeie visie en ek wil graag as die komitee wil ons graag op inkoop in die visie en ons sien ook dat ons manne sal iewers kom want daar's pragtige so baie goeie manne, ek kan hulle by die name noem, ons kaptein Jason Liebenberg. Jo, hulle noem hom Goku. Hy man is so kwaai, hy Saterdag weer toe die gedruk in die derby, maar skrik van niks. Maar Jameson Meyers, een van die komitee hier is se seuns. Die manne gaat net vat aan hom, ek was kies om 'n nou Safkool, dis ons kies vir wedstryd in die Ibrahim. Vertel, Ja, yes. Dan is ek kan so afkom die nommer 13 mooi vliegse klom, ek noem nie byname wat Heidelberg hulle ken, dis manne wat kookwater is, daar's 'n wit mannetjie, Lou is hy van, ek dink hy is ook 13, hy begin Saterdag, ek dink hy man is jaar van die brand, dan kon hy so afkom, die nommer 10, Rialto in Oktober, hulle sê vir hom, hy is die generaal, hy mannetjie aan die brand, so ek sê vir Safkool, hulle moet hulle story ken, dan Heidelberg kom vir hulle, dan kom ek af, en dan nommer 9 toe, Marcel Maree, Akabulig sê hulle vir hom, enige goed man, hy man is klein, hy is 3 keer kleiner as ek, maar man kan maar 3 keer groter as ek kom, hy sal hom wys, waar die Wat daar wat die wortels begrawe het. ja, en dan kom ons af nommer 8 keer die de land, dis aan die brand, hy man kom, hy ook so hy is getrouwd, maar hy is ook Heidelberg is een man. Was het 10-18 sy eie span gespeel, die eerste game, die was reeds die All Blacks, en hy kan die mannen noem, nommer 7 is Brenwell, die man die onderkaptein, op kop sê hulle vir hom, hy man denk jou, laat jy, hy hardloop sommer Deure oop. Gevaarlik, man, ek kan so opnoem, Tomlin, Meyers, die mannen, Gerard, ja, die nieuwste Carlo Troeter, hy was man of the match, Saterdag, hy kommenteerd om aan gekies as man of the match en hy mannetjie het behoorlik waar goed gespeel. Die nieuwe hakker, Lindel Witboy en nou praat ek van die een wat nou laatst terugkom, het is ook een kommentie sien, de B-sê hulle vir hom, Doen Jacob, hy man is self sterk boldraag, so ek sê vir Safkool, ek breek nie nou nie, maar hulle jare soos weg vir hulle, hierdie jaar het ons nie so goed gedoen in die tournament, maar ek kan beloof dat Heidelberg recht is. Vir hierdie jaar. Die tournament, yes. En ons is nou direct deel daarvan, die komitee daar by Romano, nog nie so goed nie, maar ons kom daar en ek het ook vir die mannen gevra, dan moet jy ons namen laat val, want ek kan breek met hulle voor iets so, die mannen moet rechtkom. Die komitee is mannen daar vir so spelers, man, ons, die werkloosheid is ook hoor daar by ons, mannen wat miskien nog nie werk. Ons ja, beloof bijvoorbeeld mannen wat die talks, die koepels voor talks, en soos mannen wat nou, as haar funksies en goed anders, en ons jaarbaas kan ons jaar binnen oor ons vergoed op van die mannen, bijvoorbeeld die man of the match, en hy verstaan, die krijg miskien een beker of een medaille, whatever die geval is op haar Saterdag. En die mannen was ook gelukkig van hulle word die betaal, dus ek dink dis een van die minklaps wat kinders hulle harte so iets speel, so nie eens vir sentie, en hulle is nog werkloos ook so. So ek tel op vir die mannen, en dis ons werk as komitee, ek het met die mannen gepraat, dat ons seker sal maak, dat mense sal hoog van hy name, Boelig, Jameson, Jason Liebenberg, Brenwell, die man, mense sal hoog van hy name. Ek myself persoonlik sal seker maak. Ja, meneer Mr. Wayne, dankie vir daardie bekendstelling. So Safkool, Benjamin Dway, en julle sal moet reg wees. Heidelberg kom vir julle. Sorry, soos Mr. Wayne sê, as julle die eerste manne wat gaan deal met hulle, en hulle is hierdie jaar, laas jaar was hulle nie reg nie, maar 2026 is hulle definitief reg vir julle, en sien hulle kans vir julle. Dan gaan ek aan die voorsitter toe. Dis 'n vraag wat ek baie graag vir die voorsitter wil vra. Is dit sê gou vir die kykers daar buite. Het u in u klub en u bestuur, het u hulle uitgereik na spelers buitekant die dorp, of het u hulle ook spelers wat van, ek bedoel nou, Oudtshoorn, George, daar die geleederheid kom, wat by u hulle rugby speel, of speel u hulle net moet, so ons het noem hier by ons, huiskinders van Heidelberg. Ja, nee, ek kan het onomwonde sê, ek sal sê, ons het uitgereik. Okay. Die belangstelling was daar, van ander dorpe, om
by ons stop hom aansluit en hy het kom aansluit. En die gewildste een is nou op die huidige oomblik Ramasdal. En hulle doen goed. Die spelers wat by ons aangesluit het. Ek wil eintlik vir die voorstel van die komitee 'n bietjie kontak gegee het met hy. En alles te sê wat ek wil sê. Ja, hy het die spelers uitgelig. Maar wat ek wil byvoeg rondom dit, die bestuur, die huidige bestuur van ons. Yes. Man, ek kan net op hulle op die skouer klop. Die samenwerking is ons het mos nou ons meetings, ons slaan ook mekaar. Ja, is reg. En wat vir my verbasend is die manier hoe hulle dit vat. Ons uit die vergadering net gaan, is alles vergeten. En ons sit die bal aan die rol. Wie weet wat vir my blywend is, as ons onze wedstrijden begin, onze woensdag, donderdag. Ek hoef nie te vraag, is dit een plek? Mense kom en ons vat mekaar samen. Maar ons jaarspelers weg is. Ons verwelkom as daar mense kom van ander dorpe, maar grotendeels concentreer ons op ons spelers of die dorp. So, en dit is wat ons die hoogtes gaan het insluit. Ons kan nie verby dit beweeg nie, daar was so bietjie strewelinge gewees nou met die jaarvergadering. En daar het so 1 of 2 spelers wat nou met die ander leiding gaan speel. Yes, okay. En maar dis 'n keuse wat hulle uitdoen. En ons het altyd gesê die rugby sal altyd bestaan. Rugby sal nooit doodgaan nie. Ons al die generasies hulle het voortgebou op dit. So dit is my kort sê goedjies vir die aand. Ja. Ek gaan vir daardie meneer kan ek sien is lus om iets te sê. Ja, ek sien die ou wil by. Destyds in van nou huidigelik. Watter verskil sien u binne die klub of watter groei? Dat ek sê watter groei sien u in die klub van daai toe u gespeel het en nou huidigelik. Ek hoor die Mr. Wayne en die voorsitter. Wow, die spelers op. Hoe sien u die klub daar wat hy was en waar hy nou huidigelik is? Dit is niet rugby. Ik praat over die andere dingen. En Heidelberg, ja. Ons het goeie rugby gelewer daai tyd, maar dit was nie met die spoed wat die mense vandag speel. Die laies van vandag. Dat speel. Die mense het 'n tipe spoed wat hulle kan en daar ek meen ek het my al so gemeet en gekyk en gedink as daai mense by ons moes gewees het, kon ons ook baie beter gewees het. Daai spoed wat hulle het. Yes. Daai spoed kon gehad het. Yes. Sien jy? Want soos ek sê, dis vandag 'n wedstryd die. Ek glo nie jy kan gaat rugby speel sonder om te oefen en dink jy gaan dit maak nie. As jy manier. Ja, die leiers is goed. Hulle moet net gemotiveerd bly en gefokus bly op dit wat hulle regtig wil doen vir die span, vir hulle dorpe. Nee, maak nie saak vir wie jy speel, sodra jy daai kry aantrek, dan is jy deel van daai dorp. Yes. En dan bou jy aan dit wat daai dorp wil bereik. Nee, sodat ons aan mekaar praat hier van die final ook. Ja, ons het twee keer verloor en dan die ene het ons gedra en toe het ons weer verloor. Dit is hy 4 wat ons gespeel het. Maar daar het verandering gekom in die hele klub.
Ewen met die spelers ook en nuwe bestuur, die komitee wat ook nou saamwerk met die bestuur en ek dink ons sien uit na nuwe hoogtes. Ons kyk na die beker. Dan so vraag jy, julle se ligas moet al begin as ek reg is. Julle begin mos altyd so 'n bietjie voor die Boland of voor die Boland. Hoe vaar julle heidaglik nou in julle se kompetisie? Hoeveel wedstryde julle nou al gespeel? Hoeveel het julle nog gewen of miskien nog nie so sukses behaal in 'n wedstryd nie? Gaan dit sê hy in antwoord. Okay, maar dit sê reg. Ik wil net voor noemen Roberts weg. Ons het pas nou samen ook gespeeld. En hij heeft ook samen met ons wat klaar gemaakt. Toen we er nog wat hebben aan de politie. Ons het stad gespeeld eigenlijk. Die stad was met ons kaart. Dan gesê ja, altyd. Nou het hij altijd eerste. Ik had altijd de tweede helft gestaan. Nou, als hij nou vrijdag aan kwaad zo is het voor mij en kom in ja. Spelen je alle. En zo na de derde wedstrijd, toen trek ik om Engeland toe. Toen zei ik van, als jij elke nacht wil Trump toe gaan, dan moet je nou. Besluit. Afkom. Ja, yes. En hij is nogal mooi geluisterd. We hebben daar gehad. Onze eerste wedstrijd was in All Blacks. En All Blacks, ik wil ook een goede spel. Dat is fysiek voor. En die eerste jaar heeft ik een beetje kop gekracht. Toen ik me een beetje... Dat is de eerste wedstrijd ook, yes. Maar die tweede jaar draaien ze eraan. Oh. En de parlement zit erin. En je kon zien dat die mannen zak. Maar ons in ons tweede wedstrijd nog weer begin. Als we derby gaat in Blues. Baie goede wedstrijd. Baie goede wedstrijd. Blues het goed gevaar genomen. En ik ben nog niet, hoe zeg je, iemand die commenteren, ik weet dat ik een sound opstellen, ja. Hoe leef je zelf op? Ik kan niet zeggen, aardappels naar de game is nog klaar. We zitten nog met iemand, hoe is het goed gespeeld in ons? Maar kom je achter de ongedisciplineerde span? Die spelen achter mij zo ongedisciplineerd zoals dat. Dat is zo, dat werkt altijd zo. En later moest ik wat harder een beetje bedenken. En ik moest er samen opstaan. Maar ons volgende wedstrijd is hierna tegen Harlequins. En ons zien uit naar die wedstrijd. Dat is nou morgen. Is het thuis of was het? Dat is steeds bij ons. Dat is veld weer stampvol. Dat is pas. Ik zal het geloven. Ik was 2018. Was ik samen met een vriend van mij bij Ilse afscheid geweest. Hij is een DJ. Colin Joseph. DJ Colin zelf. En daar is zaterdagmiddag dat die middag begin. Ja. En dat was voor mij verbazend om te zien dat bij ons clubs hier in die dorp kan ik nog zeggen, zie je nooit die speler met zijn partner gewoonlijk naar afscheid toe komen. En daar is zaterdag, ik heb mezelf gezegd, wauw, dat is goed. Dat je ook zijn meisje of zijn vrouw samenbrengt naar afscheid toe. En gewoonlijk wil die speler maar alleen wees. Nee, ik heb mijn leven op die spel gezet. Naweek na naweek. Jy het net geraas, want jy moet by die huis bly, ek wil my gaan geniet. Dat was vir my iets goeds, want ek sê, om toe huis toe kom, Colin, dit was vir my een eerste keer, dat ek sien dat spelers met hulle metgeselle na afscheid toe kom, en dit was ek dink daardie jaar,
Het julle ook die competisie gewen of iets? Was julle die topclub geweest in die SVD geweest? Dit was vir my goed. Dit was vir my lekker om by 'n ander klub se afskeid te wees as 'n gas saam met my vriend, die DJ was. Maar dat was so, ek kan nou nie sy naam noem, maar so kort mannetjie geweest. Hy het my daardie dag laat drink. Ek weet ook by die huis gekom het, maar ek het by die huis gekom. Hy het my uit die beker uit aan mekaar gekom. DJ, jy kan nie drink nie, jy moet ry. Die man is ons gas. Ek kan nou nie onthou nie, maar so kort mannetjie geweest en hy het my, jy sê my, die beker laat drink. Ek weet nie wat as my beker was nie, maar dit was lekker geweest. Ek het self in Heidelberg gespeel ook. Nee, ek moes nie speel nie. Dit is 2002. Gaan ek saam Villiers op Vrydag aan. Montetjie Villiers, ek gaan rugby kyk. Ek gaan die stadion betaal. Ek is op daardie stadion, dus ek by die blou. Montetjie klub, maar ek gaan nou saam met familie en vriende van my deur. Ek sit daar in die paviljoen. Toe is van korte stuk. Ek is 'n bietjie dikker geweest as dit. Kom, jy moet nou kom speel. Ons weet, ek sê nee, ek gaan nie. Maar ek het gegaan en dit was lekker. En sal julle glo van 2012 het ek sommer besluit ek bly sommer met die rooi. My maal en goed is almal blou. Ek wou nou hulle nou mee nie, want dit was vir my lekker om te speel. En dit was my eerste wedstryd teen Ilers Klub Heidelberg op 'n Vrydag aan in Heidelberg. En ons het 'n lekker aandag gehad. Ek kan nou by die paviljoen onder dink ek is mos die saal gedeelte. Jy het vir ons 'n lekker partytjie gegee daar. Ek weet nie of julle daai nou al nog gespeel het nie. Maar dit was lekker geweest. 2002 was baie lekker. Ek het dit geniet. 'n Klub met gasvryheid. En ek kan aan u hoor, u sê môre kry julle besoek van Blues. Is ek reg? Arakons. So julle gaan môre vir Hardy man ook 'n lekker tyd gee op die veld. En seker na die wedstryd. Om terug te kom na die Ibrahim Patel toernooi toe. 2025 was julle sy eerste jaar in die toernooi. Hoe het julle dit gevind vir die eerste keer in Hardy toernooi? Enige een van julle kan dit antwoord. Ek gaan nie spesifiek sê. Okay, ja, nee, ons het het enig goed gevind, die experience, dit was maar die eerste keer wat ons aan deelneem. Ons het so elke dag in een uitgereid, ons as komitee, ons het actually elke game gaan kyk. En die maandag het hier het ook lekker samen gespeeld, door kinderen door en katten. Maar die één game moet ons gewinnen, dat is ook maar, ja, maar dat is een story van een dag. Een dag, ja, nee, is recht. En van daar af net die exposure wat die Ibrahim Patel nou al gekregen tot die tijd toe die borgen wat beginnen aansluiten, wat ongoed en dan kan je al zien dat Heidelberg moet daar zeker niet voor iets gezien van die Patel tournament. Ik denk ons is op die rechte plek en ik ben blij die chair, die mannen gauw plezier om deel te nemen daar en hier misschien naast nog bij je tournament zoals in Mosselbaai tournament. Yes, die Saloma's in Wellington, ja. Ik denk hoe maanden locations visio en hij man is oprecht en je kan horen om aantal mensen van deze community cup te zien. Dan staan je uplift op, dat is maar die gemeenschappen, ja. Doen en die mannen wat die raken zien yes. Te staan. En dat is ook waarom ik zo excited is om deel te wees van die comité van die Ibrahim Patel. Zoals ik hier wil noemen. Maar ons zien uit, zoals die chairs zien het, ons is een nieuwe, en zoals Mr. Roberts gezegd, een nieuwe bestuur, een nieuwe coach. Ik nogal recall, ik heb in daar in die kleedkamer, als je op boord, in die first in de kleedkamer, en die coach opgeschreven, toen ik zie nogal wat is die eerste jaar toen was verloren, 2022. Coach, Isiale coach, Isiale spelers, Isiale gameplan, verloren. 2023. Isiale coach, Isiale spelers, Isiale gameplan, verloren. 2023, Isiale coach, Isiale gameplan, Isiale spelers, toch 2024. Of ik moet nou wel bij 25 wees, ja. Isiale coach, Isiale gameplan, Isiale spelers, verloren. Nou zit 2026 een nieuwe coach, nieuwe gameplan, nieuwe spelers. Zo ik stem samen met die voorzitter dat ons 3 jaar daar die beker
die verkoester, presteren wat baie goed doen. Ek dink ons as komitee ons is oopvereis as hulle ons iets vra, net die manier wat ons kan sien dat hulle waarlik weer, ek dink by ons eerste ledenvergadering, dat sommer hier nog voor die ligade kaptein sommer agache, kaptein het maar die politie naam wat ons om ook goed te praat, nou sê maar sê op toen mensen zien daar wat in die ledenvergadering was, daar was ik iets geschil of vragen van die man, zien hey, die goed loopt, hoe je die financiële staat brengt netjes, als het netjes, en man sê die ding ordelijk, ik kom hier ook zomaar eigenlijk niet trappen maak, zoals hij wil en sê wat hij wil, zo. Dat is waar het inkomt wat ik praat van discipline. Ik is echt trots daarop dat mannen gedisciplineerd worden, wat hij wil. Dat zelfs oorzaak als oorzaak niet trap met ons ook verstaan. Oor die vingers, ja. Heel goed aan. Maar anders lijkt bij meneer Roberts, wat ik praat van die spoed van een investeer. Yes. Dat zaterdag het derby gaat en naast een man zijn naam wat ik vergeten wat ik moet nou noemen, late in september. Dat is alle noem hem Vleesie. Die man, die spoed voorbij, die man, alle ons verloor die bal, die backline en die man die draai om, die man is al klaar 10 minuten voor, die man moet nog omdraai, die man gaat om. So ek wil sê vir Sapo en ons goed om daai mannetjie te Yes. aan die ander kant na Pimpi. Nou so, hy man gaan al die afskobole weer. So ons is en ek sê vir jou meneer sê Sapo moet werk om. En raak moet voor afskopos af. Ons is daar. Ek kan hoor dat jy lê klem op key players en dan elke keer as jy Safcol moet regkom. Safcol moet reg wees. En dit is goed om die spelers op te helder en op te lig. Dis upliftment. So die player sê vir homself, my bestuur en my klub glo in my. En ek weet van hulle is ingeskakel, hulle hoor dat jy praat van hulle en jy uplift hom outomaties. So van môre se wedstryd is dit 'n motivering vir hom. Ek moet môre gaan en my beste gaan gee in hierdie wedstryd. Hier is 'n volgende wedstryd by die Imran Patel toernooi na Safcol. Is daar nog 'n wedstryd? Ja, dan moet af wie wen. Okay, wie wen, dan gaat iemand vertel naar die volgende ronde toe. Zaterdag spelen dan. Waar het jullie laatst jaar uitgevallen bij de eerste ronde? We spelen alle 3 dagen, maar tussen mannen 4 minuten en laag. Oké, zo zijn die plaat en... Oké. Zo jullie het laatste jaar iewers uitgevallen? Maar hierdie jaar sê jy is jullie recht vir... Ja, wat die Mr. C is. Jullie is recht. Gaan jullie ook gebruik maken van die Swans busdiensten? Dus ek sien hulle is een van die borgen daar vir die vervoer. Ja, dat is. Die Swans van ons pas. En ek is seker by te orde, maar ek wil nog net ons belangrijkste mensen samen spelers als onze gemeenschap. Yes. Je weet, het is 39 jaar nog een hele. Zo. En ik kan voor u boeken schrijven voor samenstaan. En het is een gemeenschap wat achter de club staat. Je kan zelf zien op onze wedstrijd. Bij wordt. En wat ik eerst praat van de semifinale en de finale. Voorbeeld van hoe die gemeenschap achter ons staat. En ik wil hier in het programma vanavond voor de Heidelbergse community zeggen, hij danken. Hij bedankt voor dit wat jullie inzet. En net voor de manier hoe jullie achter ons staan. Tegelijkertijd, ons spelers, ik is verbaasd over ons spelers en discipline. Ook in van het veld. Ons spreken het gereeld aan. Ons is bij de oefeningen. Elkaar moet besturen bij de oefeningen. En ons is bij de wedstrijden. Dat moet namelijk iets ergelijks gebeuren als ons in daar is. Maar net
die feit dat hulle luister wat ons van hulle verlang, weet ek. Maar ek wil ook dieselfde asem verloor sê baie dank. En as ons so voortgaan, dan ons sal sukses kry. Mr. Roberts, u is deel van die komitee wat die borg is van die klub. Hoe vind u dit om saam met Mr. Wayne te werk en die res van die komitee? Ek hoor Mr. Wayne sê dit, ons stam so 'n bietjie koppe en dan daarna soos weer uitgaan by die deur dat ons weer fyn is, ons weer reg. Ons het nie daai agterop uitgegaan as ons uitgaan. Nee man, hy man wil alleen sê en hy wil alleen dit nie. Hoe vind u dit om saam met Mr. Wayne te werk as die voorsitter van die komitee en die res van die komitee? Ek hoor u is 8, so u is 2 hier en saam met die ander 6. Eintlik was dit destyds 'n vriendekring ook. Bietjie die mekaar moes maar gewees met. Dis Mr. Wayne gesê dit. Maar en dan hy was die eerste een wat sy lewe verander het. Né? En tot bekering gekom het. Ek is die tweede ene binne in die komitee. 'n Hele tyd na hom, maar daar is altyd net daai saadjie wat geplant word, né? Deur elkeen van die lede net so saam te nooi na die diens toe, en dan môre dan hoef jy nie meer te praat van gaan jy saam nie, dan word daar gesê ek gaan saam. Verstaan? So, maar binne die komitee self, daar is mos maar enige organisasies Ups and downs. maar ons het 'n goeie manier om hy ook te bring op 'n level waar ons mekaar goed verstaan en voel, jy voel nie te nagekom of goed nie, want ons gaat met lekker harte uit mekaar uit. En ons hou vas aan onze visie. Yes, né? baie belangrik. Om dit waar ons ons by ingelaat het, né? En in te koop by die rugbyklub, om daai vorentoe te vat, verstaan, en ook op 'n level te kan vier saam met hulle sukses. So ja, dit is, maar ons, almal van ons, het in 'n goeie harte. Ons as vriende, goeie harte. Dit is hoekom dit nie te moeilik is om mekaar te verstaan nie. Mr. Roberts, u gevoel en oor die algemeen, u gevoel rondom die Ibrahim Patel Community Cup. Hoe voel u oor die toernooi waar julle gaan volgende naweek gaan speel? U persoonlik, en waar sien u die klub na die maandag toe, na die finale toe? Soos ons gesê het, ons is nou 'n half nuwe span. Goeie vooruitsigte, goeie sterk karakter players, né? Soos Mr. Wayne hulle genoem het. Ek sien ons staan 'n goeie kans om te kan goed meeding met enige span daar. Ek glo dat ons sal met 'n lekker hart maar aan die hand kan huis toe kom. Dankie. Mr. Wayne, ek wil iets sê op dit, of kan ek vir u maar 'n vraag vra? Kan ek maar die vraag vra vir u? U sê ook dat u is deel van die komitee van die Community Cup Patel toernooi. Hoe vind u dit daar om saam met meneer Romano Lokey te werk? Het is 'n baie goeie man. Ek het al net goeie goed van hom gehoor. Ja, om geen te praten, kort dat hier een paar gezichtjes wat ons sociale bestemming in elkaar de boek schrijft. Zoals ik je zei, ons het nou begin, ik kom met die leer, ons het, en dan gaan we ook ons logo zien daar op die advertentie worden, jullie naweek, als committee en ik en hij is eigenlijk nog bezig om, maar ik wil niet goed voelen dat. Meneer Os. Maar hij is een behouden goede man. En zoals ik nu gezegd, die man is ook ziek. Je kan ook een keer gaan om samen met zo'n man te werken. Dat is precies hetzelfde wat ons maakt. De mensen uplift, dat die mensen wat die raken zien worden, die gemeenschap die rondom je staan.
Dus basis alles. En wat kan ik zeggen? Hij is een goede man. Hij was nog weer mee. Hij is op RKC, maar die paar. Ik denk was het nog niet daar business directors waren aan George in die restaurant. Ik denk een secretaris van die comité, meneer Wingsvelde Blommers was daar. Er was zulke mensen die gewoon zwannepoelen en mensen ook nog denken, hij zou nog net moet die. Maar hij nog altijd was Mr. Vlies of Kossada, moeten die samenvatten en zo. Ik bedoel, dat die man wie je is verstaan en ik zet me uit om samen een man te werken in de toekomst. Die comité was hier ook gepraat zo ons als comité gaan definitief samenwerken. Ons gaan volgend jaar goed inzet om samen die man te werken. En om aan te sluiten bij de ook eigen Robert bang is om te zeggen dat ons dat goed doen. En die partij uit de tonen, ik ook van de CEO's gaat Goed doen, ja. En kijk zo'n kleine rij, maar over de hele gaat, was het stampen gekregen, maar als kinderloos. Robertson Town is daar, Blanco is daar. Dat die mensen nog bios bang zijn, maar nog kinderen. Yes. En ons dat smis. Ik pak er, wil ik ook net zeggen, zodat ik misschien die namen genoemd heb van die bestuur. Kijk, ons het ook een ondervoerzitter daar, wat Jezus meneer zei, dat ze die mannen, ik ken het woensdag als je goed daar weer. Die mannen successen is zo weer doorbaar ondervoerzitter weer baar, maar president des mannen waar hard weer voor die bestuur, maar dan daar een klapkaptein mensen. Als is in hulle plek, kyk, hulle het nog nooit so mooi veld op 'n tuiswedstryd. Wow. Die oors as Heidelberg nog nooit meneer. Kyk die daai klap dat ek weet nie, as daardie voorsitter hom nie aan gekry het, maar als is in plek. As kyk as hy Saterdag, daar kom of die eerste skare die mense, waar die nie van die mense nie, hulle kyk hoe lyk die veld. Er staan netjies die lijnen, is mooi gegooi en as jy meer hy blauw lijnen, dis nou wit lijnen en as die kalk laat ons nou met bange so chemische kalie en regie in dit jes en verstaan en die vlaas as uitgesit soos Ek gaan sê interrupt. Meneer, ek gaan alles goed, maar ek wil nou net, ek wil terugkom naar meneer Lakay toe, voor ek het nou vergeet. Ons het ook nog lang met mekaar gepraat, hy het mekaar gepraat. Hy was daar bij All Blacks wedstrijd, maar hulle sê eerste indrukke van 'n persoon is blijven. En sy nederigheid het my nader gebring aan hom. En ek sien uit, ek wil wees, hy was daar saam met sy gesin. Baie lieflike mense. En ek sien uit om die naweek daar saam met hom te wees. Maar die klapkaptein het ek gekry. En hulle sê mens is so goed soos wat jy geleer is. Yes, ja. Nou, oor die klapkaptein sê, kry ek het op te sit doen. En ek het van hom gesê, ek verlang dit. En hy daar nie gebeur. En dis seker hoekom dat ons so goed gaan en so. So, ek kan nie veel praat. Ek gaan nie verwinterd gaan. Ja, dank. Ja, met het sê, nee, dat is mos maar soos ek jou sê, hy was baie streng en ek sê mense die sê, doe hom gesag af nie, maar hy weet wat die kaptein van die skip moet maak en ons luister mos maar. En dan, soos ek jou sê, nou, jou beter loop ingebring het, ek wil toch nie laat die mannen die kwaad is. Ek nou iets vergeet, dus bijvoorbeeld, as nou die medics miskien, Bridget Meyer, Mondo Februari, dat is ook mense wat goed doen, maar gewoon dagloop daar voor ons op die veld bestaan en ik wil ook maar toch, Hallo, ja. Mensen ook maar net moeilijk. Maar om terug te komen naar die rugbyclub toestel, en reëel, van al die spelers. Jo, dat is mannen wat nog zo jong is, nee, wat hulle hand opsteek, wat hulle first team speel. Hulle is zo klein, man, as jy die ander spanner, as skrik ons al betek hier, jong. Maar as jy die uitslag sien, dan sien jy, nee, jong, ek heb gekap. Ek dink aan, ons het nou een tweede game gespeeld, net soos mens het gesê, ons leen nou 4, maar ons het 10 punten, 5 bonus gekry, staan. En ek geloof Saterdag kry ons nog 5 bonus, staan. En ons doen goed, man, op wie nou wat sê, van Heidelberg, moet maar aan die puntentelling kry. Ja, die lok praat. Dus we gaan niet gewoon praten, die lok gaan praten. Die nieuwe voorzitter, maar daar kijk.
op die goede nog raak. En dit is goed dat die jong spelers deurkom by 'n klub, want so kyk die twee dorpklubs by ons, Monterrey Club en Villiers. Villiers speel nou hierdie jaar in die streek uit dag, maar die jong spelers wat daar is, wat deurkom, wat hulle hand opsteek en sê ek moet hier wees in die A-span. Monterrey Club, jong spelers, ervaring met die jeug. Ek dink dit is die hele ook, die ervare spelers is daar, en dan die jeug, dis ek nou die manne, die spoed, die vinnige manne, hy is die jeug. Vandag se rugby, soos jy sê, is vinnig. En mense het die karretjies nodig, as jy weet, as hy bal by 14 kom, of by 11 kom, as hy sy oor 'n plek te trek het, dis doellyn toe. En dit is wat 'n man verwag van die spelers. Monterrey Club het 'n belovende heel agter Ronaldo Koker, maar hulle sê hom Kabali. As daardie man Monterrey Club kan agtergeloop het in enige wedstryd. Hy is 21 nou. Verlede jaar vir die onder 21 gespeel vir die Boland. Maar as hy aan die bal geraak het, as hy die bal kry, dis magic. Jy sê dis 'n ander tipe rugby wat die jong manne speel. Dit is 'n next level tipe rugby. Dit is. Hier by Montetjie Villiers het ek nou 'n wedstryd gekyk 2 weke terug. Hulle daar Pieter Wayne is ook sy naam. Jong mannetjie, heel agter, bal kry, is magic. So die jeug moet daar wees. Ons kan nie net met die groot swaar manne en ons gaan nêrens kom met daai manne nie. En soos u sê, die vinnige manne, hulle moet daar wees. 2016. Goed, 2016 het ek nog geblaas. Was 'n skeidsrechter ook geweest. En ek blaas op by Shadowveld, want ek was saam met Villiers, so Evergreens in Angora, soos hulle ken. En dan Evergreens val aan in die kwart gebied. Evergreens gaat nou score. Hy laaste aangee. En Angora so vleeltjie, so ponytail. Bless. Die ponytail haartjie wat hier sit, net so 'n stukkie haar op die kop. En hy intercept by bal. Ek het gesê, nee, ek het die klongen laat op, want dit is maar zo'n nonsens, ek moes hulle moeg hardloop. So hy terugkom, ek by die middellijn aan toe, sê, so steek ek in die 3. Ek sê, kom, ons kop halen toe. Maar dit is hoe vinnig die rugby geraak het. En Harry jaar het ek besluit, en ek is sommer klaar, die kleergoed gaat een man nooit hardloop. En dit is goed, dat ons die jeug, die blootstelling kry. Ek weet nie hoe die strukture in die SVD werk nie, of daar onder 21 rugby is nie. Hulle ook die oukies raaks in die onder nie. Die SVD moes nou 'n nuwe afrigter, as ek dink Heineke Meyer. Is ek reg? Hy moes die ou Bloubal afrigter en die Springbok afrigter. En ek sien hy doen goed. Hy het laasweek die OP Kings hulle gewen. OP Kings het hulle gewen. So en môre kry hulle met die Kawas daar aan die kant. So die Kawas gaan definitief hulle kom. Ek weet nie of julle SVD ondersteun of wie julle ondersteun nie, maar die Kawas gaan kom vir julle hoor. Aan die SVD. Ons Hollanders kom vir julle daar aan die kant. Ja, ons moet SVD ondersteun. Maak nie saak wat nie. Nee, jy moet ja. Ons is die SVD klub. Yes. Ek wil net ons vraat so 'n bietjie, kom ons bietjie na die toernooi toe. Julle gaan in en uitry of gaan julle oorslaap of hoe gaan julle? Nee, ons slaap. Wow. Dis ons hometown. Jy slaap dan George. Ons bly in George. Ons bly gekry almal almal. So Romano kyk baie goed na die klubs wat deelneem aan die toernooi. Ja. Jy weet Romano se voetspore, se voetsole het in hierdie dorp geloop in Montetjie. Hy het geloop hier. Julle se vorige voorsitter dink ek dink jy was die voorsitter by julle Moses Baartman. Julle ken hom? President. Hy die president. Hy is die huidige president. Dis 'n Montetjie. Hy is van Montetjie. Ja, hy praat terug. Ja, hy het die rugby gespeel vir die blou klub in die dorp. En toe het ons daai kant toe. Hy het net goeie ding. Van Montetjie, dit is Montetjie. Ons kan net goed praat van die wyndorp van ons. Ja. Die muskadel, julle drink nou nie meer nie, maar as julle nie hy muskadel geproe het van Montetjie nie. Jy moet Kramer sê hy Montetjie drink jou muskadel. Ek weet nie of julle maar geproe het toe julle nou nog gedrink het nie, maar Nee,
Hoor het. Ja. Dit is baie goeie wyn hier in Montetjie wat gemaak in Montetjie. Tjede, die is op straat naam, ek dink ek het het Muscadel. Muscadel, ja. Hulle het hom gery toe hulle nou Eastbridge toe kom. Dis Muscadel weg, ja. Nou die Muscadel keller sit daar op die hoek, daar wat hulle afgespuit die kant toe. Ja. Hy is die Muscadel keller. Dit is waar die Montetjie Muscadel gemaak word. Ja. So as julle weer hierdie kant toe kom, maak 'n draai. Dan het nou 'n lekker vertoon plek daar wat hulle nooit gehad het, 'n proefkamer. Kom, kuier. Proef so 'n bietjie. Net die Muscadel, jy wil dit niks anders proe nie. Net die Muscadel, jy sal dit in die vertoonkas by die huis gaan sit. Nee, jy kan hom nou hoeveel gee en hoeveel toyentjies aansit. Yes. Kies en versieringkies. Maar hulle drink ook Hy nog sal in die kerk. nie oor my lippe kom nie. Hulle drink Ek ook hoor in die die kerk. voor te sê, jy drink hom in die kerk. Muscadel in die kerk. Dag maar In jy. ons gemeente drink ons druiwesap. Dis goed. Ja, wanneer ons stap na die einde toe van ons program. Ons gesels so lekker. Ek wil nie eintlik klaar maak nie. Want dit is so lekker om saam met julle te gesels. Manne, daai die SVD het. Wat sal u glo, dit is die eerste keer dat 'n SVD klub by ons by die rugbykamers is en dit is lekker. Ons noem dit sommer deel van die verandering. Deel van ja, ons kan gaan vir verandering. Ja, Ons is volgende Van die jaar weer. verandering wat daar definitief. Ek dink ek gaan met Blousie dat julle moet nooit so na die einde van die rugby seisoen toe. Dat julle mos nou al julle se liga kampioenskappe gewen daar aan die kant. Julle gaan die 6de gaan julle die Ibrahim Patel Community Cup gaan julle vashou. Ons het vir Safkol gehad een aand in Full House. Toe manne kom kuier, toe is dit net trofees wat hulle uitstal. Ja. En die woorde van Benjamin Dwight sal ek nie vergeet, het my gesê, "Sit, ek kom volgende jaar as die Varas wil by is, kom ek weer terug met al hierdie trofees." En sal julle glo, hy het nooit weer teruggekom nie, want hy het nie meer die trofees nie. Ja. So hy kan nie breek met die trofees. En ek wil hê Mr. Wayne, u woorde, u moet luister wat ek vra, gaan uit klop vir Safko. Dit is 'n bollenklub, maar jy kan hoor u hartklop is dat Heidelberg die 2de April 7:45 of hoe dit gesê hoe laat? 20:08 die aand gaan julle met Safko clash. Hulle het 'n vleuel daar sê van Bougard. Hy is net so vinnig man. Klein gaatjie nodig. Ja, Spaak hy. net soos ons. Jameson Meyer, het klein gaatjie is weg. Hy is weg. Vleisie, late in September, klein gaatjie weg. Yes. Boelig, Marcel Meyer, Marais, klein gaatjie weg. Daar's so baie manne wat jy kan opnoem. Audi, Jerome is so klein gaatjie weg. Sorry gou. Jy nou sê Audi. Ons bynaam Audi. O, ek het dink hy's 'n ouderling in die kerk. Bastian, ja. O, Bastian te wees. Okay. Soos bijvoorbeeld Gus van Rooyen, Mapimpi, klein gaatjie weg. So by ons is ook mannen wat wegraak en hulle raak nog. Ek sê jou dan, Mr. Chet, hy man was al hoeveel te meter weg, toe draai maat nog om, vir vleisie. Toe draai vleisie nog om, toe gaat hy die man voor hy nog, hy kan niet doen. Hy klong het so goed geskrik, toe vat hy agter hom, dan hy dink hy is weg. Dus dan so sê maar dat hy vleel. Yes, Ek yes, sê het oh vir hom, God. Kom maar, vleisie wag vir jou. Yes. Sal ek sê, Oh God. vleisie wag. Vleisie wag vir jou. Yes. Vleisie sê jy moet ook al om in laat loop. Hy sal vir jou in laat loop. 5 tree voor die doellyn. Sal die son in die doellyn gaan. So Boulder kom reg van Vleisie wag daar aan die kant vir jou. In George. Meneer, baie dankie dat julle se weg uitgesien het om vanaand by ons weer rugby kan moes wees. Dit is vir ons 'n voorreg. Is 'n eer om julle te gehad het vanaand by ons by die rugby. 'n lekker gesê. Ons het sommer in dieselfde tyd ons Swans bemark. Ons het die Ibrahim Patel Community Cup het ons hoogtes ingeneem. Meneer Romano Lokay was ook deel van ons rugbykamers geweest. Hy was ook ons vorige borg geweest. En dit is so jy sê dis 'n baie goeie man. Dis 'n plat mens. Omdat hy in Montetjie sy voetsole hier geloop. So Montetjie se mense is baie plat op die aarde. Ons steeg nie hoog nie. Ek wil hê as julle terug gaan en julle weer kom, moet julle vir die oud spelers, daar sal julle vir hom ken,
van Mr. Willie Boysen. Die boys. Willie Boysen. O, daar is manne wat hom ken, ja. Ja, ons ken hem. Daardie man, weet ek, het ook diep spore getrap in die rugby, in die SWD, in die apartheid jare, om het nou so te stel. Saru dit. Yes, so, julle sal hom ken, ek hoor die meneer die nie in my rechterkant sê, sommer gesê, Willie. Hy speel nie meer rugby nie, hy coach ook nie meer nie, hy is 'n goeie ondersteuner nou van Villiers. Maar ek wil hê as julle teruggaan, Heidelberg toe, en vanmôre se wedstryd, sterkte, en sterkte ook met die eerste toernooi wat voor lê. Ek weet nou nie wat die prysgeld is, wat ek gesien is dit 900,000 rand. Nee, ek maak net 'n grap. Nee, ek maak 'n grap. Nee, dit is 'n grap wat ek maak hoor. Maar gaan uit en gaan maak die gemeenskap van Heidelberg trots. En wys vir hulle waartoe die nuwe bestuur en die ondersteunings, die bog, waartoe hulle in staat is en dat wat hulle insit in die klub en in die spelers in, dat dit die vrugte pluk en sodat hulle kan uitsien en sê, daardie manne doen goed, ons gaan die voorsitter nog vir 50 maande daar hou, want onder sy leierskap doen ons goed. En hulle sê mos, as die leier nie goed doen nie, as die bestuur nie goed doen nie, baar het niks vir die rest van die klub nie. En ek kan hoor, Mr. Wayne praat net met lof van die voorsitter. Supervelvoerder so, sy speel hier luister, ons lê toe vir die aand, dan gaan slaap jy so bietjie, net vir die nag. Net vir die nag. Net zo om in te komen, ik wil nog opstaan, maar ik wil graag een van die commentaren dat me net alle weergave van die partijen tonen, maar net zo kort. Ja, ons gaan Roberts. We gaan nou klaarmaken, ons gaan ja geen geleentheid. Ik kan sit. Goedenavond. Ik was laatst jaar bij het PTA-toernooi. Het was bij een net naweek. Het leek of het die jaar weer hetzelfde van geweest, maar die jaar was daar voor grote zaken. Ik denk dat wat die zijn gezegd van Binderman, OCC. Laatst jaar was het een beetje veel spelen, maar die jaar was het voor dit. Oké. Baie dankie. Brian? Brian sê nee. Daar sê meneer, goed gaan. Ja nee, ons moet nie skaam wees of bang wees vir die kamera nie. Goedenavond aan alle kijkers. Ik denk die Patial tournament is een goede platform voor Heidelbergse jonge rugbyspelers. En ons doel en verlangen is dat daar provinciale spelers als ook Springbokke gekweek sal word in Heidelberg. So Heineke Meyer en die coaches soos Rassie, hulle moet Heidelberg dop. Yes. Ons het die talent, ons het die Springbokke, ons het die provinciale spelers. Dankie. Baie dankie. Dankie. Okay. Goed, ons het weer iets sê vir Mr. Wayne terug. Dan gaan ek vir Mr. Roberts daar vra om so kort boodskapie daar aan die toeskouers en aan die spelers te gee en dan gaan ons Mr. Wayne van laaste die voorsitter vra om daardie deel te doen. Nancy Heidelberg. Sterkte en geniet julle rugby. Ons is daar om julle te ondersteun en baie lief vir julle. Julle Mr. Wayne. Sy manne, al drie spanne morgen, julle weet mos 5 al op ons weer bietjie sterkte in die lug, het sal goed wees hier voor die Patial week. First die manne, julle het mos gehoor gestaan, asseblief toch manne 5 en julle het gehoor hier, hoe breek ek in die chair met julle so. En ek sê het weer Safkol moet regkom, so manne,
bewys julle gee net julle beste. Ons is daar vir julle en ook dankie vir die gemeenskap van Heidelberg dat ons kinders so ondersteun. Ek dink mense, as ons uitspeel net sê, ek dink die chat dit genoem het dan sit die manne altyd so op hulle status as dit sommer 15 quantums of 20 quantums gaan uit Heidelberg en ek dink mense doen moeite om te gaan kyk aan die jong kinders. Ek dink die gemeenskap is waarlik agter Heidelberg. Ons gaat die geleentheid gee om met die spelers en die toeskouers te praat. Maar dit sê, Baie dankie. In die eerste plek wil ek net vir die spelers van môre, Heidelberg Rugby Football Club, julle die spelers, ek wil vir julle alle sterkte toewens met die wedstryd. Ons wagwoord gaan wees dissipline en gee alles wat julle kan. Die bestuur is agter julle, die hele dorp is agter julle. En ek wil hê ons moet die prentjie verander van blues môre. Dat ons die fisieke hardloop rugby môre weer ervaar. En dat ek weer môre die stoele stukken spring. Die community, die gemeenskap van Heidelberg, kom môre na ons toe. Kom en ondersteun ons soos wat julle al die jare doen. Ons is net gelukkig as julle daar is. Baie dankie. ja kykers, ons het aan die einde gekom van 'n wonderlike program waar ons baie lekker gesels het. Vir my was dit die eerste keer, soos ek vroeër gesê het, om met 'n klub in die SWD te praat, Heidelberg Rugby Football Club, en ek wil vir hulle ook dankie sê dat julle al die pad uit Heidelberg te kom het om vandaan die by die rugbykamers te wees. Ons hier by rugbykamers waardeer dit regtig opreg en dankie weer eens. En sterkte met môre se wedstryd en sterkte ook met die Patel toernooi wat voor lê. Ek weet nie of hulle dit livestream nie, maar ek sal definitief julle se eerste wedstryd sal ek baie graag kyk. Julle as hier die link het vir Brother Monroe, dat dit vir my ook kan stuur. Ek wil haar die wedstryd van Safol sal ek definitief wil kyk volgende donderdag aand. As die vaders wil by is 20:08 sal ek haar die wedstryd kyk. En ek sal ook vir Brother Monroe sê, moet vir Mr. Wayne sê, ek het die wedstryd gekyk. En as haar comment section iewers is, sal ek sê, Mr. Wayne Cedric van Rugby Kamos, kyk nou die wedstryd. Sodat u moet weet, ek het my woord gehou, ek skakel in vir haar die wedstryd teen Safkol. Safkol is 2 jaar terug die kampioen gewees in die Boland en u sê hierdie jaar gaan julle die bordjies vang en vir Safkol wys wie is Heidelberg Rugby Football Club. Ten laaste dat ek net vir ons borger gewoon net weer dankie sê vir ons heeltemal afsyn. Kandaku Sportwear, Monsvar Badstraat, Estron in Badstraat van Mr. Robbie McAlpine, Linda's Guesthouse daar van Umtage, en ook Roxiba van Umtage, en dan Julius Infal Marius, Julius Jowa Agri van Umjota in Hone, Fullhouse Badstraat, Avalon Springs, plek met die lekker warm water, waar ek weet Heidelberg iewers 'n oefenkamp gaan kom hou om lekker in die warm water te lê. En dan ons grote Mr. Werner Meat Market, ook Kosplus. Baie dankie julle vir julle ondersteuning aan ons by die Rugby Kamos om hierdie program Vrydag aan vir ons moontlik te maak. En ook aan die kykers, baie dankie dat julle op 'n Vrydag aan die tyd geleef afknyp om in te skakel by die Rugby Kamos. Tot volgende week, selfde plek, selfde tyd hier in die Blou Kuil. Bye bye.